naam sal verheerlik. En ons nooi U uit om net met ons te kom praat en om regtig diep te kom krap in ons harte. Here, en ek bid ook dat U woord deur harde harte sal breek, Here. Here, en waar daar krake is, dat U sal kom en dat U 'n genesingsolie sal kom smeer op daai krake. Here, daar waar daar seer is, Here, daar waar die vyand krap in ons lewe, Here, om ons te destrooi, kom seël dit op met U heilige teenwoordigheid vanaand. Dankie dat ons kan stil word by U voete vanaand, Here, en U kan uitnooi om met ons te kom werk. En ons vra dit in Jesus se kragtige, wonderlike naam. Amen. Amen. Julle kan net daar sit. So, ons het so 2 weke terug, het ons die Spreuke Journey begin, en ek gaan net vir Raai nou vra om net vir ons gaan die Spreuke video te speel, net om seker te maak, almal is deel van die journey, en ja, kom ons kyk gaan. So ons het daai gelunch so 2 weke terug en dis regtig 'n 10 weke journey en ek wil weer vra dat jy regtig Spreuke sal vat in hierdie tyd. En om regtig sal deurwerk. Weet julle, ek weet nie wie het nou regtig genuine gaan lees sy 3 weke. Hoopelik het jy nie eers daar gestop nie, want dit is eintlik so amazing daai boek. En ek het die lesse wat jy in Spreuke gaan kyk, ek meen as jy dit gaan toepas, dit sal jou lewe verander. Ek dink dit is natuurlik die challenge wat ons het, hoe pas ons dit toe? En ons het 'n WhatsApp groepie, as jy nie op die Aandkerk WhatsApp groep is nie, Lins, jy kan dit net omstuur, dan kan ons julle add, so jy is welkom jou naam daar op te sit, ons wil net seker maak ons mis niemand, en dan share ons weer met julle. En ons het, ons share daar op die leesplan, die 10 weke journey, so jy kan daarna kyk. So, ons het verlede week ook gepraat oor hoekom gaan ons hier deur, want dis die woord wat iets verander in iemand se lewe. Dis die woord wat die krag dra om dinge te verander en te shift in jou lewe. En as jy nie die woord vat nie, en jy sit net en jy luister, maar jy vat nie die woord en dit raak nie deel van wie jy is nie, dan is daar nie vrug nie. En ons het gepraat daaroor dat die Here regtig ons wil Control Alt Delete, nie daai ou knoppies wat jy so op die rekenaar gedruk het en dan gaan die hele program af en dan kan jy nou nuwe programs laai. En dit is wat ons wil doen deur die woord, is ons wil sê, Here, ons programming, ons almal kom dalk uit ander dominasies uit, ander maniere ons groot geword het, en ons wil God vra om ons te Control Alt Delete, en om ons te reprogram volgens sy woord, in die manier hoe hy ons wil vat op sy journey, saam met ons. En ons het gaan kyk, daai eerste week het ons gaan kyk, ons het gesê, wysheid begin met wat? Fear of the Lord, nee? Dis wat Spreuke 1 sê, is dat die begin van wysheid is fear of God. En ons het gaan kyk na wat beteken fear of God. En dis nie om bang te wees vir die Here nie. Ons het gaan kyk hoe Moses gedifferentieer tussen dit. Dit is om God die ereplek in jou lewe te gee wat hy vir jou vra. Dit is hoekom hy sy seun gestuur het, en hy verwag van jou dat jy die erns verstaan van wie hy is, en dat hy jou pa is, en dat hy die journey saam met jou wil stap. En alles in jou lewe
moet buig voor dit. En as jy nie buig voor dit nie, het jy nie daai fear of God nie, dan verstaan jy nie wie hy is in essence nie. En dan is hy journey om met hom te partner en om te vra om dit in jou uit te wys. Nou, ons weet, ons journey begin met waar ons tot redding kom. Jesus se bloed. En dis so amazing, dis nie Jesus het op die kruis gesterf en dan moet ons al hierdie ander goedjies doen en dan is ons gered nie. Jesus het 'n volkome werk gedoen op die kruis. Hy het vir ons gesterf sodat ons toegang tot die Vader kan hê. En as ons hierdie journey stap, aan die begin gaan dit oor jou gees wat moet vernuwe word, nê? Ons weet as ons gebore is in die wêreld, dan is ons in dood ingebore. Ons het 'n dooie gees, dis 'n wêreldse gees. Dis hoekom jy tot wedergeboorte moet kom, want jy moet 'n nuwe gees ontvang. En dan kom jy tot redding. En dan is dit interessant, want die vyand verander dan sy taktiek nogal radikaal, want nou was jy nie gered nie, maar nou is jy gered. En sy aim is nou op jou hart. Sy aim, sy target skuif nou na jou hart toe. So ek wil jou vra vanaand, wat is die hart? Ek dink kom ons begin daarmee. Wat is die hart? Wat verwys jou hart na? Nou wat jy moet verstaan is, ons is, die Here is 'n tripart being, Vader, Seun en Heilige Gees, en ons weet die woord sê ook, ons is in 3 dele verdeel. Ons is verdeel in liggaam, siel en gees. En as jy kyk na daai middelste gedeelte, siel, dit is ons hart. Want dit is jou will, jou emotions, jou gedagtes, wie jy in essence is, jou begeertes, dit is wat jou hart dra, dis daai sielsdimensie. Dis nogal 'n komplekse gedeelte. En dis een van die gedeeltes hoekom as jy tot redding kom of jy word wedergebore, dan is daar nie net hierdie quick fix nie. Jy kom tot redding, maar daai gedeelte het nog nie noodwendig begin verander nie. En dis daai gedeelte wat partykeer net stak raak waar hy wil wees. Want hy is stubborn. En dit is jou emosies, jou gedagtes, jou begeertes, jou wil. En dit moet ook verander. En dit is jou hart. So as ons praat van hart, dan praat ons van, dis daai gedeelte van jou wat Spreuke aanspreek. Nou wat interessant is van Spreuke, nou skiep ek nou weer na die einde toe, maar ek sal dit ook stuur op die groepie. Daar's 50 verse in Spreuke wat verwys na die hart. Dis verskriklik baie. Daar's 31 hoofstukke in Spreuke en meer, ek het opgehou tel. Ek dink dis 50. Daar's 50 verwysings terug na jou hart toe. Dit sê vir my, dit is baie belangrik. En dit bring ons na ons, nou het ek so geblaai, hierso na ons kritiese vers vanaand. En julle ken hom goed. Kan julle raai wat se een hy is? As dit met die hart te doen het. Sorry, maar absolutely. That's die kernvers is Spreuke 4 vers 23. Keep and guard your heart with all diligence and above all that you guard, for out of it flows the springs of life. Maar dis maar net een verwysing na die hart, maar in daai een versie sê dit, wat 'n critical gedeelte dit in ons lewe speel. En as ek vir jou nog 'n tema kon gegee het vir vanaand, waar ons praat oor bewaar die hart, dan sou ek vir jou gesê het, ken die vyand en ken sy traps. Van die oomblik wat jy jou hart vir Jesus gee, target hy jou hart. Want hy weet, dit kan jou van koers afbring. Hy weet,
Dit kan verhoed dat jy alles word wat jy moet word. Die hart dra die bron van lewe. Dit bepaal alles. So wat in jou hart aangaan is so belangrik. En hoekom sê die woord, hoekom moet jy jou hart bewaar? So ons weet nou wat is die hart, maar hoekom sê die woord, moet ons hart bewaar? Want hy sê, dis 'n prioriteit. Sy woord sê, above all. Soos prioriteit 1, is jy moet jou hart beskerm. Nou ons is geneig, en ek weet daar's baie teachings of preke wat gaan oor wie jy jou hart gee voor. Maar dis nie waar ons praat vanaand nie. Ons praat van, jy moet dit sien as 'n bron van lewe, en dat die Here sê, hierdie hart moet beskerm word. Want wat hier invloei en wat hier uitvloei is krities tot die toestand van die lewe en wat in jou lewe gaan gebeur. So jy moet weet, as die hart vrot is, gaan jy met vrot dinge sit. En as hierdie hart 'n gesonde hart is, gaan jy lewe sien. En partykeer is daai hart maar so bietjie siek, nie. Hy het so 'n asval kleur aan hom, want hy het seer gekry. En dan is daar nie baie lewe in hom nie. En dis hoekom dit krities, en dis hoekom die woord sê, above all, guard your heart. Verstaan julle wat so groot opdrag dit is? So vrees God, en tweedens, beskerm jou hart. En wat is die tweede rede hoekom ons dit sê? Want dit is 'n fontein. Hy sê, it springs of life. So dit wat daar uitvloei, gaan die kwaliteit en die rigting van jou lewe bepaal. En derdens, wat jy toelaat in jou hart, dit wat in jou hart ingaan. So nie net vloei dit uit om lewe te gee nie, maar dit wat jy toelaat in jou hart, gaan jou woorde bepaal, wat jy vir mense sê, hoe jy met mense werk. Dit gaan bepaal wat in jou gedagtes aangaan. Dit gaan jou keuses bepaal. Al die keuses wat jy doen, gaan uit dit uitvloei. En dit gaan al jou dade beïnvloed. So daai is die dinge wat jou hart direk impakteer. En dit gevolge. So dit wat jy jou hart mee volmaak, gaan ook gevolge hê. En ons is baie keer baie vinnig om die vinger te wys na omstandighede of mense toe, maar ons dra die gevolge van wat ons hart geboorte gegee het aan. Dit wat jou hart gedra het, of uit die fontein uitgekom het, sien dit soos as jy 'n clear fountain het. Wie wil besoedelde water drink? Of stinkwater? Jy wil nie, jy moet daai prentjie kry van hierdie hart, wat hierdie suiwer, pure water uitstoot. En omdat dit suiwer en pure water is, gee dit lewe om die persoon self en ook vir almal anders om dit. Maar imagine daai water is so bruin, stink affære wat daar uit daai hart uitkom. Imagine dit moet nou dinge om hierdie persoon lewe gee en mense om dit. Dit gaan nie vrug dra nie. En dis hoekom ons harte moet bewaar. En dan een kritiese gedeelte is 'n harde hart. As jy nie jou hart bewaar nie, kan hy totaal en al verhard. En dan kan jy nie meer God sien nie, jy kan hom nie meer voel nie, en dan is jy op 'n baie donker pad. En ons sien dit baie in die wêreld op die oomblik. Is dat mense het geen sin van die Here nie. Europa is seker vir my die beste voorbeeld. Ek dink nou ander julle was onlangs daarso. Jy voel dit in die atmosfeer.
daar is 'n harde hart, hulle is glad nie oop meer vir God nie. En dis wanneer jy nie jou hart bewaar nie, wanneer jy so aangaan met die lewe en dinge, dat jy nie meer dit volmaak van God nie. En dan kom mens by 'n harde hart, en dit, as jy 'n harde hart het, is dit die begin van die einde vir 'n persoon. Dis 'n begin van 'n baie donker pad, as jy want dan moet verskriklik baie goeders gebeur vir jou om by 'n harde hart uit te kom. Dis die Here se laaste, die laaste ding wat hy vir jou wil hê, is dat jy 'n harde hart moet hê. Hy wil hê jy moet 'n sagte hart hê. Ek love wat Andrew Womack sê, ek gaan dit vir julle lees, ek hoop ek kan dit nou reg uitspreek. Hy praat van 'n hardened heart, sê hy. A hardened heart dulls a person's ability to perceive and understand. En ek love hierdie stukkie. It's the equivalent of spiritual retardation. As jy 'n retard is, dit is wat 'n harde hart is. Jy's 'n fool, jy's stupid, jy weet niks nie. Jy's 'n spiritual retard, en ek agree 100% met dit, as jy 'n harde hart het. En dis hoekom die woord sê, bewaar jou hart, want jy wil nie by daai toestand uitkom nie. En dan is die vraag, maar hoe toets jy jou hart? Hoe toets jy jou hart? Want jy moet weet, waar is jou hart? Wat is jou hart se toestand? En Lukas 6 vers 45 sê Jesus dit so mooi. Hy sê die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart tevoorskyn wat goed is. Julle, dis baie powerful. En die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart tevoorskyn wat sleg is. Want uit die oorvloed van sy hart spreek sy mond. So dit wys die toestand van jou hart. Dit wat jy praat, by die werk, by die huis, jou kinders, ander mense, die woorde wat jy praat, sê wat is die skat van jou hart, en wat kom werklik daar uit. En ek het nou nakies gaan skryf, dis my italics. Jy kan nou maar net sowel ook sê gedagtes, want dalk is jy nou iemand, jy's dalk soos my seun, ek dink hy praat 4 woorde max 'n dag. So, dis limited tot, hoe gaan dit goed? Was jou dag lekker? Ja. Is daar enigiets gebeur? Nee. So, maar die gedagtes, wat is jou gedagtes dan? Wat praat jy hier in jou kop? Want dit is 'n indikasie van wat in jou hart aangaan. Nou is julle almal lekker wakker daar met my man se bakkie. Ja, julle moet hom 'n bietjie help daar met daai bakkie. Jakobus 1 vers 14 sê vir my iets wat praat van gedagtes, want ons praat van hoe toets jy die toestand van jou hart. Eerstens, wat die mond van vol is, loop oor. Gedagtes ook. Jakobus 1 vers 14 sê dat jy word deur jou eie begeerlikheid weggesleep, en dan word jy daardeur verlok, en daarna baar dit sonde, en as sonde tot volle ontwikkeling gekom het, lei dit tot die dood. So dit praat van, in my gedagtes, het ek nou hierdie begeerlikheid. Kom ons dink aan 'n voorbeeld. Sê nou ek is getroud, en nou kyk ek nou hierdie tannie by die gym uit, en daar's 'n begeerlikheid in my kop, wat aangaan. En ek stop dit nie, ek laat dit aanhou hardloop. Die uiteinde van dit is, dit gaan oor in aksie. Dit gaan oor tot sonde toe. En die sonde lei tot distraction, dood, vir daai persoon se lewe, vir die mense om hulle se lewe. En dis hoekom die threat is so belangrik. Dit begin eers, begin hier.
ons dink baie keer, dis okay, ek sê dit nie, ek praat dit nie, maar jene, jy laat dit toe, oor en oor, soos 'n movie speel in jou brein. En dit sal op die ou ende tot dood, en dit sak in jou hart in. Moenie, don't kid yourself. Spreuke 23 vers 7 sê dit so mooi, soos 'n mens in sy hart dink, so is hy. Dit wat jy dink, so daar's die gedagte ding, dit wat jy dink, so dink gou, as jy nou vinnig moet dink, wat dink jy nou? Waarmee is jy besig in jou kop? Weet julle almal luister nie vir my nie. Ek weet mos hoe gaan dit, ons gedagtes is mos all over. Maar waarmee is jy besig? Waar het jy alles vandag gedink? Dink aan al daai nonsens. Soos 'n man, mens in sy hart dink, so is hy. As jy dit nie stop nie, it will become what flows out of your heart. En dis die spring, nou is dit daai muddy, donker, slegte vrotwater. So my vraag is, wat praat ons? Wat bedink ons? Want dit bepaal ons hart. En dis die termometer toets vir die toestand van jou hart. Dis ultimately, wat praat ek? As ek net casually met mense praat, wat praat ek? Wat sê ek? Oor wie praat ek? Wat sê ek van mense? Wat dink ek? Wat dink ek van mense? Wat dink ek van myself? Daar is ons baie skuldig ook. En dit laat my eintlik bring by ons derde punt is, wat beïnvloed jou hart? So ons weet nou, wat is ons hart? Ons weet hoekom hy moet bewaar word, en ons weet nou hoe om die toestand van ons hart te toets. Want dit gaan oor wat jy praat, as jy heeltyd negatief praat, depressief, jammer voel vir jouself, wat is die effek van dit in jou lewe? Maar nou is die vraag is, wat beïnvloed jou hart? Nou ons weet hierdie goed, maar ek meen die nommer 1 op hierdie stadium, veral in ons jong mense se lewe, is sosiale media. So nou hou jy heeldag hierdie prentjies dop, en nou vergelyk jy byvoorbeeld jouself die heeltyd daarmee, dit is wat jou hart mee gevoed word. En jou hart begin glo, jy is nie goed genoeg nie, jy is nie mooi genoeg nie, jy is nie maar genoeg nie, jy is nie ryk genoeg nie, jy is net nie goed genoeg nie. En dit vloei uit jou hart uit. Dis die toestand van jou hart. Media, waarna kyk ons? Ons ken die trap, en dis 'n trap julle, dis 'n trap, waarna kyk ons? En ons dink dis onskuldig, ons dink dis okay, maar dis besig om ons hart te besoedel. So nou hou jy iets, jy kyk na iets, al daai goeders vloei terug na jou hart toe, en het 'n effek op jou hart in die langtermyn. Selfde met TV. En dan kyk ons na gesprekke. Wat se gesprekke het jy met mense? As jy net met jou familie gesels, of jou vriende, of jou pelle, waaroor praat julle? Is julle die skindergroepie? Is julle geneig om net oor ander mense te praat? Want dan is dit wat uit jou hart uitvloei. Wat praat jy? Wat praat jy oor jouself? Wat spreek jy oor ander mense? Hoe praat jy met hulle? Die gesprekke en gedagtes, want ons weet, die ding wat ons die meeste wegsteek vir ander en vir onsself, is ons gedagtes. Want ons dink ons gedagtes is okay, want niemand sien dit nie. En die vraag is jy bewus van wat jy besig is om te dink? Of laat jy dit maar net soos 'n movie daar speel in jou kop? Jy laat net daai gedagtes. Byvoorbeeld, dis nie normaal om gedagtes van, wat kan ons nou sê? Gedagtes van ek is nie goed genoeg nie. Jy is nie veronderstel om heeltyd te sê ek is nie mooi genoeg nie, ek is nie goed genoeg nie.
Dis nie normaal om heeltyd met daai gedagtes in jou kop te sit nie, want dit is wat in jou hart invloei. So enige gedagtes moet jy gaan check. Wat is dit? En hoekom laat jy dit toe om aan te hou invloei in jou hart in? En dan weet ons, wat in ons verlede gebeur het 'n impak. Trauma, seer kry, teleurstellings, al daai dinge het effek op ons hart. En baie keer, en dis 90% van die probleem wat ons mee sit, is ons harte raak verbitterd. En dis omdat dit baie offense dra en baie onvergifnis dra. En dit lei tot 'n stronghold in jou hart. Weet julle weet ons werk in die Zozo bediening en ons werk met baie goeters, met trauma, en partykeer net mense wat net dieper wil gaan met die Here. Maar een van die dinge wat vir my die meeste uitstaan is hoe mense voel hulle kan nie vergewe nie. En hulle voel dat as hulle gaan vergewe, dan is dit oukei wat daai persoon gedoen het. En nou laat hulle daai onvergifnis sit in hulle hart. En dis 'n stronghold. En weet julle wat, ons het al met mense gesit wat nie wil vergewe nie, dat hulle kan nie 'n onvergifnisgebed sê nie. Hulle tong kan dit nie sê nie, want die stronghold van die vyand het al soveel jare 'n stronghold op daai persoon. Hulle kan nie laat gaan in hulle hart nie. Hulle kies om nog steeds kwaad te wees. Kan ek gou vir julle iets eers nie veronderstel om hier te sit met vir mense nog steeds kwaad te wees nie. Jy is nie veronderstel om dit te hê in jou hart nie. Jy is veronderstel om elke dag, ek sê altyd Jesus het 'n offense-free lewe gelewe. Hy het nooit offense gevat nie. Selfs terwyl hulle hom gekruisig het, toe vergewe hulle al reeds vir wat hulle doen. En ons moet dieselfde tipe van lewe lei. Want as jy dit los, dan is die impak op jou hart. Onvergifnis het die grootste impak as dit kom by hartheid en verbitterdheid. En weet julle, as jy verbitterd raak, weet jy wat se water kom dan uit jou hart uit? Bitter water. Daai Mara wat hulle praat van in, was dit Exodus, daai water wat hulle gedrink het. Dis bitter water. Niemand wil meer naby jou wees nie, want jou water is bitter, dit wat uit jou uitvloei. So dis krities dat ons kyk, wat beïnvloed jou hart? Wat laat jy toe om jou te vorm? So wat laat jy toe wat in jou hart invloei? En wat onderdruk jy in jou hart? Want dit gaan uitkom. As dit bitterheid is, kom dit baie keer in terme van woede uit. As dit dinge is wat jy nog nie uitgesorteer het in jou lewe nie, dit kom uit, dit het 'n effek. Jy moet alles in jou hart uitsorteer en jy moet die Here vra om saam met jou hart te ondersoek. Want daar is geen ander manier om daai spring of water te suiwer sonder God wat saam met jou kyk na die toestand van jou hart nie. En dis die journey wat ek dink nie ons hou ooit op met daai journey nie. Maar ons moet heeltyd ons hart bewaar. Dis 'n konstante proses van waar jy deursoek en die Here vra om jou hart te beskerm. So ek gaan vra, ek wil hê ons moet regtig net stil raak en ek wil jy moet vir jouself 4 vrae vra vanaand. Daar's 4 vrae. Die eerste ene is, jy moet jou hart oorgee aan die Here. Nog 'n versie uit Spreuke uit, sê, my son, give me your heart and let your eyes observe and delight in my ways. Dis God se eerste uitnodiging vir ons, is gee my jou hart. Baie keer vertrou ons nie God genoeg
om ons harte vir hom te gee nie. So dalk is dit net weer vanaand, Here, ek gee my hart vir u oor. Tweedens, en ek sê altyd, hierdie is die mees gevaarlikste gebed om te bid, is, laat toe dat God jou hart deursoek. Proverbs sê dit so mooi, search me thoroughly, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there's any wicked or hurtful way in me, and lead me in the way everlasting. As jy daai gebed vat na God die Vader toe, gaan hy jou wys, wat is dit wat jou verhoed, of wat jou hart belemmer, of blok. En dan moet jy gehoorsaam wees, en wegstap van dit wat hy jou wys. Want as jy daai gebed bid vir hom, en sê, Here, maar wat is nie reg in my lewe nie, want ek wil my hart begin suiwer maak vir u. Ek wil daai helder, clear water oor hê. Byvoorbeeld, dan wys hy dalk vir jou, weet jy wat, die manier hoe jy met mense praat, moet verander. Dit is wat ek van jou vra. Dan moet jy in aksie oorgaan en jy moet dit verander. Of dalk wys hy vir jou, jy werk nie reg met jou geld nie, jy is dalk skelm met tax, ek weet nie. Dan moet jy obedient wees en dit verander, want dit het 'n impak op jou hart. Of hy sê vir jou, daai voorhuwelikse seks, hou op daarmee, dit is nie van my af nie. Dan moet jy obedient wees, en jy moet in sy weë stap. En dit is wat dit behels as God jou wys wat's verkeerd in jou hart. Jy bid daai gebed. Hy sal vir jou wys, maar dan moet jy obedient wees. En dan maak hy 'n wonderlike belofte. Vra hom vir 'n nuwe hart. Vra hom om iets nuuts in jou te begin skep. En daar het ek Jesegiel opgesit. Wonder of Reinhard, dankie. I will give you a new heart and put a new spirit in you. Kan jy sien hoe distinguish God ook daar? Hy hoef nie net vir jou 'n nuwe gees te gee met wedergeboorte nie. Hy kan vir jou 'n nuwe hart gee. I want to remove the heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Hy sal die werk in jou doen as jy hom daai geleentheid gee. So ek gaan vir hulle vra om die ligte net so bietjie te dim. En daar waar jy sit vanaand, wil ek jou vra, daar kan jy sommer staan. Ek dink kom ons staan. Dis die 4 dinge wat jy vanaand vir God kan sê. Is, Here, ek gee my hart vir u vanaand weer. En dan vra jy hom, Here, ondersoek my hart. Wat sê u vir my vanaand? Is nie reg nie. Wat blokkeer hierdie fontein om hierdie helder, wonderlike water uit te stoot? En dan kies jy vanaand om gehoorsaam te wees en om weg te stap van enige iets wat hy jou uitwys vanaand. En dan vra jy hom vanaand, soos wat ons net stil raak, gaan vra dat hy nou vir ons 'n liedjie opsit. Van gee my 'n nuwe hart, Here. Gee my 'n nuwe hart. En gee ook jou hart vir hom vanaand, daai 4 stappe. So in jou tyd, net daar waar jy stil is vanaand, doen daai nuwe commitment aan hom. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord.
what is true. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Speak what is true. I am found, I am yours, I am loved, I'm made pure, I have life, I can breathe, I am healed, I am free. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Speak what is true. 'Cause I am found, I am yours, I am loved, I'm made pure, I have life, I can breathe, I am healed, I am free. You are strong, you are sure, you are light, you endure, and you are good, always true. You are light, breaking through. Oh, here's my earth, Lord. Here's my earth, Lord. Here's my earth, Lord. Speak what is true. Here's my life, Lord. Here's my life, Lord. Here's my life, Lord. Speak what is true. Speak what is true. Speak what is true. Terwyl jou oë net so gesluit is en miskien net so vir 'n oomblik net nog gedink en is so waar dat ek daar sit en ek dink aan my eie lewe. Die Here lê dit so op my hart vanaand om vir jou te sê, vir myself te sê, hierdie boodskap van vanaand is nie 'n boodskap vir iemand anders dat jy beter of mooier moet lewe nie. Dis 'n persoonlike boodskap wat jy moet gaan toepas, want die probleem met gelowiges en die sogenaamde Christene is juis hierdie boodskap. Ek glo in God. Ek glo in sy krag. Maar ek is ook ontvoer in my siel dat dit wat ek glo is nie wat ek praat en wat ek in my hart uitkom nie. En mense, die Here probeer ons so mooi begelei. En hy sê in besonder vanaand dat luister na jou woorde, soos Suzelle sê. Gaan doen bietjie die oefening om vir 'n dag lank te gaan neerskryf, waar het jy gedink vandag? Jy gaan geskok wees as jy bietjie die effort insit om te gaan neerskryf oor waar
waaraan het ek die heel dag gedink? Waaraan het ek die meeste van my tyd? En dis die pro en die kon wat dan by die preek uitkom en sê, toets jou hart. Is hy volkome op my gerig? Is jy oorlaai met bekommernisse? Dink jy die hele tyd aan probleme? Dink jy aan daai mooi vrou wat jy nie moet aan dink nie? Wat kom by jou mond uit as jy praat? Irritasie, vloek en skel. Wat kom by jou mond uit? Ongeduld en swakheid miskien wat menslik nie aanvaarbaar is nie. En elke keer loop jy daar weg en sê, ek wil nie so wees nie, ek wil nie so lewe nie. Jy weet, dis die Heilige Gees wat jou so besonder lei en bekragtig. Dat jy vanaand jy kan uitstap en sê, Here, kom werk in my hart, kom ondersoek my. Here, kom herinner my aan wat ek gesê het en gepraat het, want soms raak jy so gewoond aan hoe jy begin praat, is 'n down spiral. Jy raak so gewoond aan die donker lig, dat dit vir jou lig is, maar is eintlik skemer, maar jy is okay met hierdie skemer. Laat God nuwe ligte insit. Laat hy daardie balpies wat geblaas het, laat hy nuus indraai vanaand. Dat wanneer jy die lig gaan sit, is dit werklik lig. Hy wys jou genuine oor waar jy moet aan werk. Ja mense, want dit lei na soveel ander goeder. Dit wat jy spreek, dit gaan jy word. Dit wat jy spreek is waaraan jy dink. Dit wat jy dink is wat jy gaan word in die lewe. Bewaar jou hart, sê die Here. Miskien worstel jy vanaand, hoe kan ek my hart verander? Hoe kan ek hom draai? Want hy het al in so down spiral. Doen hierdie 4 punte wat Suzelle jou vanaand wys. Bekeer jou, gee jou hart weer vir hom. Maar ek is al 17 jaar 'n Christen, gee jou hart weer vir hom. Gee jou hart vir hom, gee jou hart. Laat hy dit vashou in sy hande en sê, ek sal jou help. Ondersoek my hart. Praat met die Here, dat hy jou wys. Dat boosheid ingekom, dat onkruid begin groei in hierdie mooi blomtuin. En die grond is nat, en is maklik om hierdie onkruid uit te trek op die oomblik. Trek dit uit. Verander jou mindset vanaand en sê, ek gaan anders praat, ek gaan dink voordat ek praat. Ek gaan dink voordat ek dink. En wees bewus hoe die Here jou hierdie week gaan lei, want hierdie is waar, dis life changing, en God se hand is so op hierdie boodskap, want hy wil nie, ek moet dit nou so mooi stel, hy wil nie jou laat beter voel, en almal kyk na jou en sê, ag, kyk hoe great en mooi is daardie mens, maar jy voel vuil in die binnekant. Hierdie boodskap is nie van binnekant, 'n wasie beker in die binnekant. Was hom in die binnekant. Was hom in die binnekant. Want dan is jy rein. En skynheiligheid is nou 'n groot ding hier, want ons almal wil voorgee. Ons almal moenie voorgee nie, maar jy wil voorgee. Jy is wat, jy probeer iets wys wat jy nie is nie. En jy, vergeet dit. Kom slat die aarde, slat rock bottom. Ek worry nie wat mense van my sê nie. Laat hy jou wys vanaand hier, wat is vuil, wat het modderig geword. En stap vanaand hier uit en sê, ek maak die change, Here. Ek maak die change. Ek gaan vra dat ons daai lied net, en ek gaan afsluit, en is dit so mooi woorde, wat so moet weer klink in jou hart vanaand, change.
terwyl hulle die lied so aansit, bid ek vir jou en ek vra dat die Heilige Gees, dat die Vader se liefde, dat die genade jou sal oorweldig vanaand terwyl jy slaap. En ook maandag en dinsdag en woensdag, dat sy genade jou so oorweldig, jy so bewus sal wees van hom. Dat jy daardie perspektief sal kry van wie hy is en dat hy, soos jy hom aanskou, verander hy jou deur die liefde wat jou saam bind. En dat die Heilige Gees jou sal inspireer hierdie week, gaan lees jou huiswerk. Jou huiswerk is Spreuke 4 en 5 en 6. Gaan lees dit hierdie week. Terwyl Suzelle so preek, lees ek Spreuke 4, ja. Daar's 'n antwoord vir alles. Gaan lees Spreuke 4, 5, 6. Lees dit sommer 6 keer deur. Memoriseer dit. Bind dit op jou hart. Skryf dit neer. Want die woord verander jou gedagtes. Dit maak jou vol van die mooi. Dan kom jy mooi uit. Mense, is eenvoudig. Die Here sê dis so eenvoudig, is maklik. Ons het dit moeilik gemaak. Is nie moeilik nie, is maklik. Lees, doen. Lees, doen, lees, doen, lees. Jy sal 'n wonderlike lewe, jy sal 'n wonderlike week hê. Dat die Here jou nou stuur en hy hou jou regop. Hy bewaar jou. As daar onkruid gegroei het, die Here is nie kwaad vir jou, hy wys dit vir jou uit. Pluk dit uit. Pluk dit uit. Onthou, jy's verantwoordelik vir daai tuin. Haal daai onkruid uit. Mag die Here jou seën en jou guns bewys hierdie week, soos jy hierdie blaaie van die skrif lees. Ons bid dit jou toe in die